gou terug by die groot ontbyt. Die Atterbury Trust. Ja, hulle het 'n rentevrye studiebeursprogram en hulle het al amper 1000 van hierdie studiebeurse uitgegee. En amper 700 van die mense het al graad gevang. Dit is nogal 'n redelike projek. Ons is selfs vanmôre met Daniel Strydom van Atterbury Trust. Ons praat ook met Angelique Lou. Sy is 'n student wat ook betrokke is by die proses. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Dit is lekker om julle hier te hê. Ja. Daniel, ons moet maar by jou begin. Kom ons praat eers oor voor ons begin by die detail oor wat die prosesse is en wat Atterbury Trust vir studente doen. Wil ek eers begin by hierdie studiebeurs besigheid. Wat is dit en hoekom het Atterbury Trust besluit om dit te doen? Kom ek vertel julle, ja, die studente is regtig Atterbury Trust se hartklop. En soos jy nou ook tereg gesê het, daar is al oor die 900 studiebeurslenings vir studente gegee en oor die 27 jaar. En ek dink is so 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid wat ons het om 'n pad met studente te stap. En wat ons doen, ons gee nie net finansiële hulp nie. Ons stap 'n bietjie verder en ons gee vir studente 'n geleentheid. Ons gee vir hulle 'n netwerk waarby hulle kan inskakel. En ons sal nou 'n bietjie daarby kom, maar ek dink dit is regtig net en Angelique is bietjie hier vandag om haar storie te vertel en net bietjie meer daaroor te vertel. Angelique, vertel ons van jou. Waar kom jy vandaan? Waar was jy op skool? Is jy die enigste kind? Het jy 7 broers of susters? Vertel ons wil alles van jou weet. Ja, wel, ek sien uit om vir julle alles van my te vertel. So ek kom van 'n klein dorpie in Limpopo, daar van Warmbad af. Ek's 'n trotse plattelandse meisie. Ek moet sê, ek word nog gewoond aan die stad al is ek vir 3 jaar al hierso. Ek is voordat ek 9 maande is my biologiese ma oorlede en my pa het my toe na sy sussie toegeneem. Sy het my grootgemaak as haar eie en tot vandag toe noem ek haar my ma. Sy is wel die jaar 70 jaar oud. Sy dank die Here elke dag dat sy nog met my is, maar ons het maar 'n bietjie swaar gekry toe ek jonger was. Sy het my alleen grootgemaak met 'n dogter van haar eie ook in die huis. En vandat ek kan onthou is my ma op pensioen. So dis omtrent net so oor die R2000 'n maand. Dit met haar dogter se salaris as apteker was maar ons huishouding se enigste inkomste. So word soos geskenke en bederfies, nuwe klere, nuwe skoene. Dit was maar eenvoudig net 'n deel van ons huishouding se woordeskat nie. Ten spyte van dit kan ek wel sê ek het alles gehad wat ek nodig gehad het. Ek het 'n dak oor my kop. Ek het altyd netjies se klere en skoene gedra. En my ma het altyd seker gemaak ek gaan nooit honger bed toe nie. En ek het skool gegaan. Nee, net dit hier waar verskeie toekennings en erkennings ook en trofees gekry van skool. Ek was ook hoofmeisie van die 2020 en tot 2021 seisoen en doeksleerder. En ek het atletiek en dans, hockey, swem, tennis, die hele gedoente daar in 'n plattelandsdorp. Mense weet mos in 'n platteland doen jy absoluut alles. Nie soos in die stad waar jy net een ding kan doen nie. So ek het regtig nie swaar groot word nie, alhoewel finansiëel was dit 'n klein bietjie moeilik geweest. Maar ja, dit is maar my storie. My biologiese pa was nie deel van my lewe geweest toe ek jonger was nie. Ongelukkig sy onlangs in rede en ek het die voorreg gehad om net my verhouding met hom te herstel. Dis 'n absolute ode aan maas, né? Ek gaan nie hou nie, jy moet ook. Okay, nou. Daniel, kom ons praat 'n bietjie oor die Atterbury Trust, die beursfonds. Dis gestig om studente 'n kans te gee, soos jy sê. Hoekom is dit daai kans? Wat bepaal wie jy 'n kans gee? Ek wil ook net sê dis so maklik om te sê ons gee vir jou befondsing. En dit is vir baie studente maak of breek. Natuurlik, Angelique kan nou studeer en sy's baie beskeie. Sy's 'n 3de jaar mediese student. Ek wil dit net bysê. Maar ons wil nie laat hierdie studente wegraak in die stelsel nie. So ons gee die befondsing, maar dan sê ons raak deel van ons netwerk. Daag op, kom drink by ons koffie, kom eet middagete saam. Ons het 'n lewensafrigter wat 'n pad met hierdie studente stap om seker te maak hulle, soos ek nou gesê het, raak nie weg in die stelsel nie. Dat ons wil seker maak ons gee vir hulle die nodige, vir die Engels, die nodige tools, sodat hulle regtig 'n kans staan. En dat hulle weet daar is 'n span wat hulle rig het, wat gaan opdaag as hulle ons bel en sodat sy weet sy het regtig 'n span agter haar wat haar net die nodige hoop elke oggend gee as sy opstaan.
Angelique, medies, hoekom het jy besluit jy wil medies studeer? So ek wou, dit was nie altyd deel van die plan gewees nie. Ek het gedog ek gaan oorsee gaan, dalk bietjie of hokkie doen of detective of iets soos dit. Dit was maar die plan gewees en ek weet dit was een van my vriende in graad 11. Sy sê nee, jy moet jou aandagtoets doen. Ek sê hoekom moet ek my aandagtoets doen? Ek weet wat ek wil word. En ag ons my dorpie Warmbad het my regtig so ondersteun deur alles. Van 'n jong ouderdom wanneer ek netbal begin speel het en toe oorgegaan het hokkie toe. Die gemeenskap van Warmbad het regtig 'n groot verskil in my lewe gemaak. En een vriendin sê doen jou aandagtoets en ek doen my aandagtoets vir die tyd bid ek daaroor en ek vra te vir die Here, okay, ek weet wat ek wil doen, maar wat wil U ek wil doen en laat dit die antwoord wees en dit kom toe 100% medies uit. Die professor se woorde was ek sal met niks minder tevrede wees nie. En ek was so kwaad geweest. Ek was so kwaad. Ek sê nou gaan ek die res van my lewe voor boeke sit en ek gaan nie 'n maker word nie. Dit gaan so besig wees. Maar so die Here het net so met my kom praat en so 'n pad met my gestap en my kom wys dat dit is eintlik my hart se begeerte ook en ek het lief geword vir die veld. Sure. Dit is baie moeilik, maar ek is bly ek doen dit en ek sou regtig niks anders wil doen nie. Hoe het jy pad gekruis met Atterbury Trust? Hoe het die twee van julle bymekaar gekom? Ja, dis eintlik ook so 'n testimony, ekskuus vir die Engels, maar laas jaar toe my pa oorlede is, hy het 'n skielike hartaanval gehad en dit was maar baie moeilik, omdat dit so skielik gebeur het, die finansiële situasie was al reeds uitdagend. En nou met hom wat weg is, het dit net nog moeiliker geword. So die jaar 2025 ek baie onbekende ingehou en ek was nie seker hoe ek die jaar sou maak nie en om 3 jaar medies te doen. Ons begin met ons hospitaal rotasies en ek het 'n deeltydse werk hier, maar om medies te swaat en deeltydse werk is nie volhoubaar nie. Dis baie moeilik, dit vat baie energie en dit mense het nie altyd die kapasiteit daarvoor nie. En ek het al gehoor van Atterbury Trust en ek het toe 'n lift gereël al die pad van Warmbad af om Pretoria te kom, by vriende oorgebly en al die deure geklop. Ek het net opgedaag by hulle deure en ek het my storie verduidelik en my storie bietjie vertel en hulle gevra of hulle sal help en ek het nou die aand toe ek uitgevind het dat hulle bereid is om my te help, dan het my so mooi gehelp deur die hele proses te gaan. Ek het so gehuil van dankbaarheid. Dit voel regtig so 'n berg van my skouer af as volgens dit is maar ons paadjies gekruis het. Ek het soveel respek vir jou. Vir die feit dat jy geweet het wat in jou steek, daarvoor gebid het, geweet het hierdie tot hier toe is my krag in staat en ek gaan 'n plan maak. Ek gaan nie wag dat die lewe sy gang met my nie. Ek gaan iets probeer doen. So ek haal my hoed af vir jou vir die feit dat jy net opgedaag het en nie deur geklop het gegaan het. Hier is ek, dis wat ek kan bied ook en geweet het wat jy kan bied te verstaan. En dit met soveel selfvertroue en passie doen. Dit is so moeilik. Jy is so mooi voorbeeld vir so baie mense wat ek hoop kyk om te besef, weet jy wat, moenie laat die lewe jou terughou nie. Lewe kan sê jy weet klappe uitdeel, maar staan op en soveel meer. Ek is mal daaroor. Danel, hoe werk die inskrywingsproses? Is dit oop? Ons inskrywings is oop. Ja, op ons webblad is baie maklik, dis 'n elektroniese aansoekvorm. En ek dink dit is net belangrik, so wat ons ook bietjie anders maak. Ek gaan persoonlik deur elke liewe aansoek. Ons lees daardeur, ons kyk wat is jou storie, ons kyk wat is jou omstandighede en dan maak ons 'n kortlys van die kandidaate wat in die kriteria pas en ons nooi die kandidaate dan vir onderhoude. En ons gesels met al die kandidaate. Ons het verlede jaar oor die 100 onderhoude gevoer. So ons neem hierdie proses regtig ernstig op en dan kondig ons die finale kandidaate aan wat dan 'n plek het by ons. Dit is so 'n lekker storie om te gesels vanmôre. Dankie Danel vir wat Atterbury Trust doen. En Angelique, ons hou jou dop en ons is trots op jou en ons kan nie wag om te sien wat jy verwag nie. Baie dankie. Dankie dat ons hier kan wees. Dis 'n groot plesier. Nou hoe mooi is dit? Danel Strydom van Atterbury Trust en Angelique Lou wat een van die dae jou dokter gaan wees. Dis die realiteite van die situasie. Jy kan nie wag nie. Nou ja.